Goeiemôre vriende, wat 'n wonderlike voorreg om vanmôre weer saam met u te kan wees rondom die woord. Nou dis Maandag, dis die begin van 'n nuwe werksweek en ons bid dat die Here vir u met wysheid sal bekragtig en dat u ook in hierdie week u oë gefestig sal hou op Jesus die leidsman en volëinder van ons geloof. Daar gaan uitdagings oor u pad kom, oor my pad kom, maar mag ons die Here wel behaaglik wees in die wyse waarop ons dit hanteer, sodat ons ook eer kan bring op sy naam. Die naam bo alle name, die naam waardeur ons gered moet word, die naam van ons Here Jesus Christus. Die gebed van my hart is ook in hierdie week wat voorlê dat die Here vir ons ryklik sal seën met ons nuwe reeksie wat ons gaan hanteer. Nou ons gaan vanmôre begin met die kort reeksie, wat is jou en my wêreldbeskouing? Nou as ons gaan stilstaan by hierdie baie belangrike tema of gedagte wat in die vorm van 'n vraag na ons toe gaan kom. Vriende, dan gaan ons besef hoe relevant is hierdie vraag, hoe van toepassing is dit op ons tyd en op ons dag en hoe ons ook dit Bybels kan en moet beantwoord om dan ook antwoorde te gee aan 'n wêreld wat wegsink in sy sonde. So kom ons doen 'n kort gebed saam, dan val ons sommer dadelik weg en dan kyk ons na hierdie gedagte, wat is jou en my wêreldbeskouing en hoe kan ons dan ook God verheerlik deur vanuit die Bybel 'n regte wêreldbeskouing te verkry. Kom ons vra die seën van die Here oor hierdie geleentheid. Vader, baie dankie dat u ons uitgespaar het, dat u nog 'n dag en nog 'n week vir ons gegee het. Ja Here, ons vra dat ons in hierdie week getuies vir u sal wees, soos die Bybel vir ons leer in Matteus 5 vers 16, dat ons lig so sal skyn voor die mense, dat hulle ons goeie werke sal sien, maar bo alles ons Vader wat in die hemel is, sal verheerlik. Ons vra dat u uself ook sal verheerlik deur die woord vanmôre, en dat dit 'n landingsplek in harte sal vind, en dat dit vrug sal dra, ja 30, 60, ja 100voudig, tot eer en verheerliking van u naam. Amen. Nou vriende, ons begin vanmôre hierdie reeksie. Wat is jou en my wêreldbeskouing? Dis in die vorm van 'n vraag en gaan ons vanmôre 'n bietjie kyk na hierdie baie belangrike saak. Nou vriende, daar is hoofsaaklik 4 vrae waarmee mense worstel. En dis nou nie net mense vandag nie, maar mense deur die eeue. En die 4 vrae is: waar kom ek vandaan? En as u vanmôre ouer as 5 jaar oud is, dan sal u weet dat u al een of ander tyd hierdie vraag by iemand gehoor het. Nou waar kom ons vandaan? Hoe weet ons waar ons vandaan kom? En baie vrae rondom hierdie saak en ons gaan poog om dit vir u te beantwoord. Ons gaan by elke vraag stilstaan by die wêreldbeskouing, wat die wêreld daaroor sê en dan wat die Bybel daaroor sê en wat die Bybelse wêreldbeskouing is oor hierdie vraag wat mense vra. Die tweede vraag wat mense vra is: waarom is ek hier? Wat is die doel van dat ek hier is op aarde? Dat ek hier leef en dat ek vir 'n tyd lank op hierdie aarde gaan wees. Waarom is ek hier? Is die tweede vraag waarna ons gaan kyk. Die derde vraag wat ons by gaan stilstaan, wat mense tuister en waarmee mense worstel is: nou wat is die probleem op aarde? As ons net vir 'n tyd op hierdie aarde gaan wees en sal wees, wat is die probleem? Waarom is alles so de mekaar en lyk dit of alles uit mekaar uitval? Ons gaan bietjie daarna kyk en dan die laaste vraag waarby ons gaan stilstaan is: wat is die oplossing vir hierdie groot probleem op aarde? So ons gaan kyk na: waar kom ek vandaan? Waarom is ek hier? Wat is die probleem op aarde? En wat is die oplossing daarvoor? En kom ons val sommer dadelik weg. By elke vraag gaan ons kyk na wat die wêreld sê en dan wat die Bybel sê en hoe dit ook ons wêreldbeskouing gaan bepaal en beïnvloed. Nou vriende, die vraag waar kom ek vandaan word op 2 maniere beantwoord vandag. Die wêreld beantwoord hierdie vraag as volg. Hulle sê die mens is maar net 'n deel van die evolusieproses. Nou as u so 'n bietjie van evolusie iets weet, dan sal jy agterkom, daar's 'n man met die naam van Charles Darwin gewees. Hy het 'n boek geskryf, The Origin of Species, en in hierdie boek illustreer hy ook dan die evolusieproses deur 'n groot boom met baie vertakkinge. Hy sê alles het ontstaan uit 'n eensellige organisme wat oor miljoene jare, selfs miljarde jare verander het in visse, diere, ape en later mense. So die antwoord wat die wêreld vir ons wil gee, en vriende, hierdie is nie goed dat ek uit my duim suig nie. Wetenskaplikes gaan kyk na u kinders se boeke wat hulle op skool ontvang, gaan kyk maar na wat hulle vir ons kinders op universiteite leer, wat die deursnee mens vandag en politici glo. Hulle glo dat ons maar net die produk van kans is, dat ons uit 'n eensellige organisme oor miljoene, ja selfs miljarde ontstaan het, en dat ons onsself in hierdie, ek wil amper sê, situasie bevind. Maar ons kan nie regtig help daarvoor
en eintlik enige bydra lewer of eintlik enige antwoord gee wat substansie het vir waar ons vandaan kom nie. Nou as ons gaan kyk na die evolusie leer, dan wil ek in die eerste plek vir u sê dat dit geen wetenskaplike bewyse het nie. Dis alles dinge wat mense letterlik uit hulle duim gesuig het. Hulle word betaal daarvoor op universiteite, juis om die leuen vir mense te leer. Waarom? Want die Bybel sê dat hierdie wêreld lê in die mag van die bose. Die bose mense van ons tyd is in beheer van hierdie wêreld, deur God se bepaling en beskikking, en daarom leer hulle vir mense dat hulle ook dan 'n proses is van evolusie. Nou vriende, mense tree vandag op soos diere in aanhalingstekens. As ons kyk hoe mense dinge doen en ons sê baie keer, selfs 'n dier sal dit nie aan sy kind doen nie. Jy het seker al hierdie uitdrukkings gehoor. En dan vra ons soms vir onsself die vraag, nou hoekom tree mense op soos hulle optree? En die antwoord is eenvoudig, ons leer ons kinders van kleins af deur die stelsel en deur die skool en deur die wêreldbeskouing van hierdie bose aardse stelsel dat hulle eintlik maar die produk van kans is. Dat hulle maar eintlik maar net ontstaan het uit 'n eensellige organisme en hier is vir 'n tyd lank en who cares. Maar as ons na die Bybel kyk, vriende, dan sien ons 'n hele ander antwoord. En dis vir my so kosbaar as ons 'n wêreldse Bybelbeskouing het. Want u sien, dan begin ons sin en doel vir hierdie lewe kry. Dan begin ons met 'n absolute doelgerigtheid lewe. Want ons weet dat ons nie net die produk van kans is nie, maar ons 'n besondere herkoms het. En in die sin dat ons skepsele van die Skepper God is. Hoor wat sê die Bybel vir ons in Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. Die wêreld en sy wêreldbeskouing sê ons is die produk van kans. Die Bybel sê vir ons dat God ons geskaap het. Psalm 139 sê hy het ons kunstig in die moederskoot geweef. Ons is nie die produk van kans nie. Jy is nie maar net 'n fout of is per ongeluk hier of omdat jou pa en jou ma miskien voor hulle huwelik saam geslaap het en jou ma swanger geword het, nou sê maar 'n fout en jy is hier en ons moet maar die beste van 'n slegte saak maak nie. Verseker nie. Die Bybel sê vir ons baie duidelik dat God het elke mens in besonder geskape. En die Bybel sê vir ons na sy beeld en sy gelykenis het hy ons geskape. En die Bybel sê, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. Vers 27 van Genesis 1. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Jy sien, 'n Bybelse wêreldbeskouing gee vir my 'n paar dinge wat sin maak. Eerste plek, dat daar 'n skepper is wat my geskaap het. Hy het my geskape na sy beeld, hy het my geskape na sy gelykenis, hy het my geskape om te heers oor sy skepping, hy het my geskape of man of vrou. So ek is nie 'n verwarde identiteit of identiteitloos nie, ek is of 'n man of 'n vrou soos God my geskaap het, en die Bybel sê met die doel dan dat hy die Skepper God in alles verheerlik moet word. Nou hierdie gedagte van beeld van God beteken eenvoudig, God het my en jou geskape om te redeneer. Hy het ons geskape met 'n gewete. Vriende, die Here het ons geskape om keuses te maak en 'n wilsbesluit uit te oefen. Hy het ons rasioneel denkend geskape om te onderskei tussen goed en kwaad, om God te aanbid en te deel aan sy heerlike verlossingsplan. Kan jy agterkom dat ons anders as die diere is? Kan jy agterkom dat ons nie net die produk van kans of van evolusie is nie? Maar God het ons geskaap om te redeneer. Gaan probeer met jou hond of jou kat redeneer en jy gaan sien hoe ver jy gaan kom. Ons diere het nie 'n gewete waarmee hulle moet saamlewe nie. Hulle is nie daar om keuses te maak en wilsbesluite uit te oefen nie. Daarom is ons anderste as die diere. Alhoewel God hulle ook geskaap het, sê die Bybel, ons is die kroon van God se skepping. En kom ek lees gou vir u, en dan sien ons wat die Here in Psalm 8 vers 4 vir ons sê. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mensekind dat u hom besoek? U het hom 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, en hom met eer
en heerlikheid gekroon. Daarom sê ons ook dat die mens die kroon van God se skepping is. Vers 7 sê, U het hom laat heers oor die werke van U hande. U het alles onder sy voete gestel. Skape en beeste, die almal, en oor die diere van die veld, die voëls van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Here, onse Here, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. Ek vra jou vanmôre, wat is jou wêreldbeskouing? Is jy nog vasgevang in die leuen dat jy die produk van kans en evolusie is? Of kan jy vanmôre met sekerheid sê, ek weet, daar is 'n wonderlike God. Hy is die skepper. Hy het my kunstig geweef in die moederskoot. Ek is die kroon van sy skepping, geskape na sy beeld en gelykenis. En ek wil hom verheerlik met alles wat in my is. Mag die Here vir u wysheid gee, dat u ook by die eerste vraag wat mense tuister, 'n klinkklare, helder antwoord vanuit die Bybel sal ontvang, wat God oor hierdie saak sê. Waar kom ek vandaan? Ek is deur God geskape om God te verheerlik en hom te eer. 'n Mooi dag vir u verder. Mag die Here u seën met wysheid om ook ligdraers vir hom in hierdie wêreld te wees. Mooi dag verder, tada.